is dit die wit paus of die swart paus deel 10. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Java Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dan dink ek jy moet kyk na is dit Armageddon? Is 'n A4 boek so dik, rooi boek met die 4 perde wat hardloop. Baie belangrik. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of jy gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Jy weet reeds, ons vereenselwig ons met geen kerke, instansies, protestante, katholieke, charismate. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer in die bo-natuurlike geopenbaarde name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. Sal jy meer wil weet oor dit wat ek hier sê, kan jy my kontak by ons kontaknommers. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, gaan na deel 1, begin reg voor u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dis uiters belangrik dat u ook inteken op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende studies kan ontvang, of die kennisgewings van al die studies kan ontvang. Ons doen so 16, 17 opnames 'n week, so daar is 'n magdom inligting. Is goed so, sal u meer wil weet, kontak my, ek help met groot graagte. Ons gaan nou aan waar ons verlede week opgehou het. Die swart paus sal die geopenbaarde antichrist word. Nou, ons het nou laasweek gesien dat die swart paus vandag funksioneer onder die wit paus. Die wit paus, Rooms-Katolieke Kerk, Romeinse Ryk, die swart paus wat dan ook die Romeinse keiser is, en hy gee al die inligting vir die wit paus. En dis ook vir jy gewys het, dat die wit paus en die swart paus is altyd by mekaar. So u weet dat die woord verklaar, Daniël 9:27, dat die wit paus gaan 'n verbond van 7 jaar met Daniël sluit, met Daniël se volk sluit, Israel, en met baie ander. Nou die baie ander sal heel waarskynlik die Arabiese state wees, wat onder andere dan ook die Palestynë insluit en die verskillende Iran, Irak en. So, want onthou, die moslimlande se voorvader oorspronklik was Hagar was die ma en Ishmael was die hoerkind tussen Abraham en die Egiptiese slavin. En wanneer dan Ishmael 13 jaar oud is, vat Abraham hom na die woestyn toe en los hulle met 'n sak water om te sterf. En wanneer die seun reg is om te sterf van die dors, dan kom die engel van Jaffa en hy sê vir Hagar en vir Ishmael, uit hom sal 12 prinse voorkom. Gaan kyk na jou Arabiese lande. 12 prinse, 12 Ismaelitiese, of ek wil amper eerder sê Mohammedaanse Islam prinse wat die oliewêreld regeer. So, en dis kom Donald Trump so aan die gang is op die oomblik daarso. Dit gaan alles oor die olie vir die wêreldmark. So, wat gebeur daarso? Dan die verbond wat gesluit word is tussen die wit paus en dan die tussen die swart paus is daarso wat dan die wit paus al die inligting gee. En dan later, na die verbond gesluit is, nadat die verbond gebreek is, dan gaan ons die Islamiete, Ishmael se afstammelinge, gaan ons hulle sien. Dis die Islam waar hy dan die vals profeet gaan wees. Openbaring hoofstuk 13 vers 10 tot en met vers 15 tot vers 16. Want vers 16 tot 18 is die mikroskyfie implanting. So ons gaan die goed sien. So ons verstaan dan nou dat die swart paus
is by die witpaus. Hy is die Romeinse keiser, en dat die witpaus, ek gebruik nou maar Leo die 16de, hulle sal die verbond sluit van 1230 dae. Maar nou nie gaan en sê, prof sê, die Leo die 16de gaan die, moenie stukke nou weer aan mekaar las nie, want die spookpredikers, hulle sny mos stukke van my video's uit en las die goed aan mekaar en sê hulle, ek het gesê. Nee, daar is 3500 video's en ek weet presies elkeen wat ek gesê het en wat ek nie gesê het nie. Dan na 1002, die verbond is gesluit vir 7 jaar, soos wat jy weet, 2520 dae, in die middel van die week is dit veronderstel om gebreek te word volgens Daniël 9:27, 3,5 jaar, want dit is 7 jaar. Dit is 2520 dae, en dan 1260 dae, 48 maande, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, tyd en 'n halwe tyd. En dan gaan hy in die middel van die week, volgens Daniël 9:27, verbreek word. Ek gaan kyk, ek is juis besig met die grafieke in die reeks wat ons ook nou klaarmaak. Waar is die vredesverbond nou? Ons gaan hom in hierdie week klaarmaak. Waar is die vredesverbond nou? So dit is redelik skrikwekkend. Die grafiek is daar, waar u alles kan gaan sien in daardie reeks. Nou weet ons dat die swart paus is die Romeinse keiser en hy sal oor die wêreld dan as die gevreesde anti-kris homself openbaar. Hy sê die wit paus of die swart paus. Ons verstaan dat die wit paus is die verbeelding of die voorstelling van vrede en voorspoed en heiligheid vir die Romeinse kerk. Die swart paus is in werklikheid die vergete, bloeddorstige Romeinse ryk, die magtige keiser van weleer, wie nou weer as die anti-kris sal herleef, wie die aarde sal beheer tydens die groot verdrukking van 7 jaar en 105 dae. Nou wat ek gaan doen, ek gaan met u praat oor hierdie swart paus, wanneer hy geopenbaar word. Verstaan? Die swart wit paus en die swart paus. Maar wanneer die swart paus dan die anti-kris word, ons gaan kyk hoe verduidelik die woorde. Ons gaan kyk na die 4 perde en hulle ruiters, Openbaring 6 vers 1 tot 9. Skryf, maak oop die Bybels, Openbaring 6 vers 1 tot 9. Jy is besig om goed te hoor wat jy in jou lewe nog nooit gehoor het nie. Dit noem ons bo-natuurlike geopenbaarde woord. Ek wil net sê, terwyl u hierna luister, broer Rocco en Suster Jaonie het vir ons, soos wat hulle die verbondsweek, die kaart gemaak het, die tydlyn, dis daar, Daniël se 70 weke, verbondsweek, as ook, hulle het vir ons die leen van Paasfees, of op watter dag is Jafashua gekruisig, dit kan u op watter dag, ja, is Jafashua gekruisig, dis ook op 'n tydlyn gedoen in kleur, wat op jou selfoon pas. So al wat u moet doen, stuur vir my WhatsApp en sê vir my prof, stuur vir my die tydlyne, dis al. Dan het jy dit op jou selfoon, in Engels en in Afrikaans. En enige een wat jy wil beskil, maak jou foon op en sê verduidelik dit vir my. En as hulle sukkel, dan bel jy hulle soms, sê kom ons bel prof Hannes, dan vra ons hom, hy moet gou met ons praat. Goed, die 4 perde en hulle ruiters, Openbaring 6 vers 1. Dis uiters noodsaaklik dat u die beeldspraak in die volgende skrifgedeeltes reg moet verstaan. Wanneer ons nou hierdie skrifgedeeltes bestudeer, sal jy vind dat die eerste 3 perde ruiters is presies dieselfde Romeinse herleefde keiser, naamlik die swart paus, wie gedurende die groot verdrukking op 3 verskillende perde gaan verskyn. Nou, jy ken dit mos alreeds, die wit perd, die rooi perd, die swart perd en dan is daar die valperd. Maar die eerste 3, die wit perd, rooi perd, swart perd, het is al 3 versinningsbeelde
van die swart paus. Nou, kom ons lees. Onthou wat ek nou sê. Die eerste seël, vers 1. En ek het gesien toe die lam, dis Jahshua, een van die seëls, ek was in hakies, 7 seëls oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. Jy weet, dit wat apostel Johannes gesien het op die eiland van Patmos, weet ons in 2026, woord vir woord, wat dit beteken. Die wit perd, vers 2. En ek, dis apostel Johannes, het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. En hy, wat daarop sit, nou kyk na daai hy, is 'n klein H. Daar's kerke wat glo dis Jahshua wat op die wit perd kom. Nee, jou pastoor en jou kerk het nie 'n klou nie. Ek wil sommer plain Afrikaans, hulle snyp hulle pistousties. Daai hy, wat daarop sit, het 'n boog. Sonder enige pyle. En aan hom, kyk daar hom, is 'n klein H. As dit Jahshua was, sou dit 'n hoofletter hom gewees het. Is 'n kroon gegee, klein K. En hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Luister nou mooi. Hy is nie die oorwinnaar nie. Om te oorwin toekomstige tyd. Hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. So wanneer ek kyk na die kleur van die perd, sien ek die kleur van die perd is wit, soos die Rooms-Katolieke Kerk. Die godsaligheid, die heerlikheid, die beeld van die paus, wit. Maar onthou wat ek gesê het. Hy het 'n boog, die Bybel sê, hy het 'n boog sonder enige pyle. Kan jy iets skiet as jy 'n pyl en boog het? Die boog maar sonder pyle. Nee, nou waar's die pyle? Elke Rooms-Katoliek in die wêreld, wat die grootste godsdienstige geloof is in die wêreld, groter as Islam, is 'n pyl vir die Rooms-Katolieke Kerk. So nou sien ons die wit paus sluit die verbond, Daniël 9:27, en na 1230 dae, hoekom nie 1260 dae nie, want Jahwe verkort die tyd van vals vrede, verbond word gesluit, dis nie groot verdrukking nie. Ons het gesien volgens 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17, dat hy gaan in die tempel sit, wie? Die wit paus, en voorgee dat hy God is vir hulle, en naamlik Jahwe dan offers bring. En dan na 1230 dae, dan breek hy die verbond. Dis wanneer die swart paus oorvat. En dan sal slagoffers en spysoffers ophou. Die slagoffers en spysoffers hou nie op wanneer die verbond gesluit is nie. 1230 dae, 'n tyd van vals vrede. En dan wanneer die swart paus, die Romeinse keiser oorvat, begin die groot verdrukking, want die bruid word hier weggeneem en die Heilige Gees word van die aarde af onttrek. Ons het daar gesien in 2 Korintiërs 2 Tessalonisense, ekskuus stop. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Het ons gesien dat hy sit in die tempel en hy neem die offers waar. Is 'n tyd van vrede. As ek en jy vleis braai, is ons vriende of kwaai vriende? Vriende. Maar die oomblik as die verbond gebreek word en die bruid weg is en die Ruach HaKodesh weg is, dan begin die groot verdrukking. En nou val baie ouens se teologie uit die bus uit. Want nou het hulle nie meer 7 jaar tot by die einde van die 7de week nie. Gaan kyk na die verbondsweek wat ek verduidelik op die grafiekstelsel. Wel kry dit, en sit dit op jou foon, dan het jy dit, is gratis.
So wat het ons nou? Dan het ons 1000, dan moet jy jou gee 2520 dae. Nou hoekom word die tyd verkort met 30 dae? Dit is soos dat die ouens wat slim is, wat sommetjies kan maak, wat weet dat die Bybel sê in die middel van die week gaan die verbond gebreek word. Hulle gaan in sonde lewe tot so 10 dae voor die tyd. Dan gaan hulle wil bekeer. Maar dan het Jafashua al 20 dae tevore gekom. So hy verkort die tyd van valsvrede met 30 dae. Waar kry ek dit? Gaan kyk na die grafiek. Daniël 12 vers 11 sê 1290 dae. As ek so maak, 1290 dae, trek dit af van 2520 dae, dan is die valsvrede tyd 1230 dae. Dan sê dis Daniël 12 vers 11. Dan sê Daniël 12 vers 12. Welgelukkig salig is hulle wat bly verwag 1335 dae. So van die verbreking van die verbond wat hier is, ek skryf hom nou net hier na toe. 1290 dae plus 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Dis die tyd van die groot verdrukking. Gaan kyk na die grafieke. Dis gratis, dis op die internet. Jy kan dit ook kry by my. Ek stuur dit met graagte, stuur ek dit vir u. En ek het gesien vers 2 en kyk, daar was 'n wit perd, die Rooms-Katolieke Kerk. En hy wat daarop sit, het 'n boog sonder enige pyle. En aan hom is 'n kroon gegee. Wie is dit? Die Rooms-Katolieke swart paus. En hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Hy's nie 'n oorwinnaar nie. Hy gaan uit as 'n oorwinnaar. Want ons gaan sien later in die studie, wanneer jy vanaand na die boek Openbaring gaan kyk wat ek reeds gepreek het, of as jy die boek het, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, or the 2 keys to the book of Revelation, dan kan jy direk gaan kyk daarso, by Openbaring, Openbaring hoofstuk 17, waar hy dan gaan kom. En dit is natuurlik die valse profeet, en hy gaan dan die Romeinse regering vernietig, die Romeinse regering vernietig, saam met die Romeinse kerk. Dis als daarso, dit is sulke diep goed wat so eenvoudig geskryf is, dat 'n kind kan verstaan. So hy sê, hy het 'n boog sonder enige pyle, en aan hom is 'n kroon gegee. Kroon gee koningskap. Wie dra 'n kroon? Die Romeinse keiser het 'n kroon gedra. En hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Hy is nie 'n oorwinnaar nie, om te oorwin. Hy het nog nie oorwin nie, dis toekomstige tyd. Die tweede seël. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk. Weer 'n keer, ek en u weet presies wat daar gebeur. Hoekom? Ons verstaan die woord. Die 4 rooi perd. Kyk na die beeldspraak van hierdie perd se kleur. Dis beeldspraak, die 4 rooi is gelyk aan bloed. Sê omdat hy kwaad is nie, bloed, doodmaak. Vers 4. En 'n ander perd en 4 rooie het uitgekom. En aan hom, wie is die ruiter? Die antichristiese Romeinse keiser. Selfde ou wat die wit perd gery, ry nou die swart perd. Dis verskillende tye in die groot verdrukking. En aan hom, kyk na die hom in jou 33 Bybels, dit klein H, die antichristiese Romeinse keiser wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem. Wat doen die wit paus? Hy wil vrede maar hê. Vrede, 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 vrede. Die Bybel sê juis, wanneer hulle sê vrede, vrede, kyk, dan sal die verderf hulle soos 'n vrou sou in baringsnood oorval. Dit is aan hom gegee om die vrede van die aarde weg te neem, en dat hulle hierdie antichristiese nasies mekaar sou doodmaak. Onthou ek gesê die 4 rooi perd se simboliek of sy beeldspraak is bloed. Dat hulle mekaar sou doodmaak.
en 'n groot swaard is aan hom gegee. Watse wapen het die Romeine gedra? Wat was die hoofwapen? 'n 9mm parabellum? Nee, hulle het swaarde gedra. Hulle het met 'n swaard geloop. Dit was hulle wapens waarmee hulle verdedig het. Kyk hoe akkuraat is die Bybel. En 'n groot swaard is aan hom gegee, die hom klein letter H. Wat die beeldspraak is, hoe hierdie herleefde Romeinse keiser, die swart paus, hierdie aarde sal regeer. En dan leer sommige van die hedendaagse ongeletterde internetpredikers dat die kerk eers deur die groot verdrukking moet gaan, selfs John Hagee. En dat die kerk dan by Openbaring 19 vers 7 tot 11 weggeraap of geharpacho gaan word. Daai het die kerk vir ons almal geleer, van ek so 'n klein seentjie was. Dis wat die Katolieke het dit ingevoer. Die drie susterskerke het die goed geglo. Hulle het boekies geteken oor die slag van Armageddon en alles. Dis lagwekkend en weerspieël net weer hulle onbybelse onkunde en die Rooms-Katolieke godsdienstige leuns. En die goed word op die internet gepropageer, naamlik die pre-tribulation en the mid-tribulation. En dan het jy ook die post-tribulation. Hulle glo die kerk, dis wat Dani Botha gepreek het, kerk gaan deur die groot verdrukking, Shane. Gaan deur die groot verdrukking en dan by Openbaring 19. Dan daar by vers 7 tot 11. Dis wanneer Jesus op die wit perd kom, soos hulle hom noem. Om die kerk te kom wegraap. Wegraping. Harpacho. Dis die Grieks. Nee, hy het die bruid klaar weggeneem al 7 jaar, 105 dae tevore by die wederkoms. Die parousia, Grieks. Daar's 'n manier dat die kerk, of kom ek sê andersom, die kerk gaan deur die groot verdrukking, maar die bruid gaan nie deur die groot verdrukking nie. In die kerk sit 500 mense. As die wederkoms plaasvind, is hulle gelukkig as 10 van daai 500 mense bruid is. Die bruid word uitgehaal uit die kerk uit. Die kerk gaan deur die groot verdrukking. Ons gaan sien later, dalk nie vanaand nie, maar volgende keer, hoe gaan van hierdie mense die ewige lewe koop met hulle eie bloed, omdat hulle nie die merk op die regterhand en voorkop wil neem nie. So ek wil net dat dit by u insink. Daar's nie 'n skrif wat sê dat die bruid gaan deur die groot verdrukking nie. Die kerk sal deur die groot verdrukking gaan. Hoekom? Want hulle het die merk gevat. Hulle het die merk gevat. 'n Paar van hulle het die ewige lewe gekoop met hulle eie bloed. Openbaring 6 vers 9. Ons kom by dit. Die derde seël. En toe hy die derde seël oopgemaak het, kyk daar, hy, Jafashua, se hoofletter H. Die derde seël oopgemaak, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En weer, ons het nie nodig om te gaan kyk nie. Ons weet. En jy kan nie vir my glo hoeveel jare preek ek hierdie goed nie. 'n Swart perd. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd. En hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. Nou daai sy in sy hand is 'n klein S. Dis nie Jafashua nie. So die anti-kris, die swart paus, hierdie is beeldspraak, die swart perd, ry ook die swart perd. Hy ry die wit perd, hy ry die rooi perd, hy ry die swart perd. Nou kyk wat sê hy, wat is die swart perd? Hy het 'n skaal in sy hand. Vers 6. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penny, en 3 rantsoeninge gars vir 'n penny. En moenie die olie en die wyn beskadig nie.
Nou hoekom sal vers 6 dit sê? Moenie die olie en die wyn beskadig nie. Want olie en wyn is van die hoofprodukte wat gebruik word in van die nasies soos Israel en Arabiese lande en die ouens. Want in die groot verdrukking, hoekom sê hy moenie die olie en die wyn beskadig nie? Hoekom? Want die son gaan so warm word. Wanneer alsem, die ster alsem, die aarde slaan, gaan die water in bloed verander. 1/3 van die water gaan in bloed verander. 1/3 van die wynlande en die oliebome, die olyfbome, gaan verbrand. Hy sê 1/3 van die dag gaan nag word, pikswart wees. Die son gaan nie skyn vir 1/3. So, wat sien ons? Moenie die wyn en die olie beskadig nie, want dis die goed waarvan die mense leef. So die swartperd het wat? Die swartperd is wat? Is hongersnood. So die witperd, die antichrist, die swart paus, hy ry met 'n pyl sonder 'n boog. Die is rooi perd, die swart paus, die antichrist, hy het 'n swaard waarmee hy die mense gaan doodmaak. Dan ry hy dit is die rooi perd, die bloed. Dan ry hy die swart perd, dit is hongersnood, waaraan nie kos gaan wees nie. Dis wat die beeldspraakie so is. Daar gaan nie kos wees vir die mense om te eet en te drink nie. Die waters gaan in bloed verander. Dis radioaktiewe chemikalie wat van die meteoriete wat die aarde gaan slaan. Die ster alsem. En 1/3 van die see gaan soos bloed word. En u wil deur die groot verdrukking gaan. En die Bybel sê daar gaan haal op die mense val, 1 talent groot. 1 talent groot, by berekening 60 kilogram. Weet jy hoe groot 60 kilogram? Gaan na die hardeware en gaan sê jy wil 'n sak sement koop, waarmee jy kan bou, die mure bou. Daai sak sement weeg 50 kilogram, wik en tel hom op. Sit iets wat 10 kilogram bo op hom, dan tel jy 60 kilogram op. Dis hoe die haal gaan lyk wat uit die hemel uitval. Die Bybel sê 1 talent. En die Mynaard Konkordansie sê, by benadering is 1 talent 60 kilogram. Kan jy dink dit reën, dit haal en stukke haal, 60 kilogram, dit val deur jou dak, dit val deur jou kar, dit val jou dood. As dit deur die dak kom, slaat hy alles dood. En dit is soos 'n granaat, as hy slaan, en dan spat hy in alle rigtings, want die spoed waarmee hy kom. Hulle sal kraters in die aarde inval, man. En u wil op die aarde wees deur die groot verdrukking. Hoekom wil mense deur die groot verdrukking gaan? As Jafashua aan die kruis gesê het, meer as 2200 jaar, 2020 jaar gelede, dis volbring. Toe hy sê, Vader, in u hande lê ek my gees, dis volbring, het hy alles oorwin. Hy het die satting uitgeklaar, na hom tentoongestel in die publiek. Wat wil u deur die groot verdrukking gaan? Terwyl die Bybel sê, al was jou sonde soos skarlaken, is 'n wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, is 'n word soos sneeu. Hy sê, my genade is vir jou genoeg. My bloed het jou vrygekoop van jou sonde en jou ongeregtigheid. Maar is omdat meeste van die mense in die kerke, hulle wil hoer en remoer en partytjies hou en leef soos hulle leef, en dink dat hulle kan saam met Jafashua hemel toe gaan. Nee, ons sal maar wag vir die groot verdrukking. Hoe sê Dani Botha? Daar's 'n tweede kans. Daar's 'n tweede kans. Julle kan deur die groot verdrukking gaan. God is genadig. God is genadig.
Sy genade het opgehou, die oomblik toe die genade deur toegemaak het. Openbaring hoofstuk 4, hy sê hy sien 'n oop deur. En as die ruach in is en die bruid is in, dan maak daai deur toe soos die ark van Noag. En dis hoekom Openbaring 6 vers 9 vir ons gaan leer aan 'n week. Hulle is 'n paar mense wat die ewige lewe met hulle eie bloed gaan koop. Hulle koppe gaan afgesny word. Hulle koppe gaan afgesny word. Omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkop wil vat nie. Openbaring 13 vers 16 tot 18. Hulle koppe gaan afgesny word. En hulle is nooit bruid nie. Hulle siele gaan rus onder die altaar. En dan sien ek hulle in Openbaring 20 vers 4. Sê apostel Johannes, en ek het trone, en hy sê, en ek het gesien, en daar was trone. En aan hulle is die oordeel gegee. Hulle het op die trone gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. Is dit die ouens wat se koppe afgesny is? Nee. Dit is die bruid van Jahvashua, wat reeds 7 jaar en 105 dae lank gelede opgeruk was, aan die einde van die wederkoms, die einde van die genade tydperk, by die Parousia, sekondes voor die groot verdrukking begin het. En hy sê, en ek het die siele, ek het die siele gesien wat onthoof was, Openbaring 6 vers 9, en hulle het saam met Jahvashua 1000 jaar lang geregeer, omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkop gevat het nie. So die 1000 jaar aardse teologie is van die katolieke, dis uit die bose uit, daar bestaan nie so ding soos 1000 jaar aardse vrederyk nie. En elke protestante kerk en katolieke kerk glo dit. 1000 jaar aardse vrederyk. Nee, die vrederyk is in die hemel. Die aarde gaan uitgewis wees met die atoombomme. Openbaring 20 vers 8. Nou wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop by die 4de seël en dan volgende week dan bespreek ons verder af. Bring maar 1 of 2 safety belts saam. Jy gaan dit nodig hê. Tot volgende week. Stuur die boodskappe uit. Bid vir die bediening. Seën die bediening. Wees 'n aanwinst vir die koninkryk van Jahvashua. Tot volgende keer. Maranatha. Jahvashua kom weer. Halleluja.